altyd arm is. Matteus 26 verse 10 en 11 sê, toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het immers 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Toe Maria vir Jesus met baie duur olie salf, sê Judas ewe skynheilig dat die geld vir die armes gegee kon word. Daarop gee Jesus die bogenoemde antwoord. Op grond hiervan, dat die armes altyd by ons sal wees, glo sommige dat ons maar oor die armes gelate kan wees, dat hulle maar 'n feit van die lewe is. In die derde wêreld is daar soveel armoede, dat mens eintlik daaraan gewoond raak. Jesus bedoel egter dat die armes altyd daar is om te versorg, maar hy nie, en dat Maria se liefdesdaad daarom mooi was. Ons leer hieruit eerstens dat ons maar geld aan die Here se saak mag spandeer ten spyte van die armoede wat heers, en tweedens dat kinders van die Here wel 'n plig het teenoor die armoede om ons. Oor hoe ons dit kan benader, sal ons moet gesels. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, om U te dien gee sin aan ons lewe, soveel te meer as die omstandighede om ons dikwels so sinloos en sleg is. Help my egter ook om nie die armes onder ons te vergeet nie. Laat ek in liefde na mense se nood kyk. Ook dit gee sin aan die lewe. Amen. Die Here seën jou.